Right, so, ons is by week 7. Ons is by week 7. Dit gaan interessant wees, julle gaan nou sien, want ons gaan nou hierdie week nog dagstukkies uitsien, so ons gaan nou gaan by dag 47 van die 40 dae, so dis 'n paar bonusse. Maar ons is by die laaste deel van Kolossense, die laaste deel van Paulus se brief aan hierdie gemeente in Klein-Asië, in Turkye, Wes-Turkye. En ons wil so 'n bietjie kyk, julle gaan nou sien, ons gaan so 'n paar hoogtepunte deel. Nou ek hoop jy het ook 'n paar hoogtepunte oor die afgelope paar weke bymekaar gemaak. Die video's van die afgelope 6 Sondae is op, so as jy hulle nou gemis het, vir watter rede ook al, is jy welkom om hulle te gaan opvang, of as jy weer wil gaan kyk gerus, dan tel ons kanaal se views ook sommer op. Maar ons gaan so 'n bietjie met mekaar deel, want ons het ons nou hier goed gedoen, en by die kinderkerk, so net 'n hoogtepunt, 'n kort hoogtepunt van elke week, wat ons net so vinnig met julle wil speel, en ek hoop dat dit iets van dit ook by jou thuis gevat het. So my eerste hoogtepunt, my eerste greatest die week 1 sinne, is dat dit Epafras was, die stigter van die gemeente, wat ons aanvaar as die stigter van die gemeente, wat na Paulus toe uitgereik het, waar hy in gevangenskap in Rome sit, en wat vir hom sê, ons het nodig om 'n paar vrae beantwoord te kry, daar's dinge waaroor ons bekommerd is, wat ons oor wonder, wat mense vir ons kom sê, wat ons oor onseker is, en Paulus wat dit dan bevestig, en amper vir hulle die een hoofding wat hy vir hulle gee, soos 'n opskrif, hierdie is die silwer koel, is Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. Dis die bare minimum en dis die bare maximum wat hulle hoef te weet. Christus is in julle en hy is julle hoop op die heerlikheid. Wat was julle sin? Ek gaan nou eers 'n tree teruggee, want ons het 'n bonusweek gehad. Die kinders trek al eintlik by dag 47 vandag. So ons het die week voordat ons begin het, eers ingezoom op die konteks. Wie en wat was Paulus? Waar het hy vandaan gekom? Wat was sy agtergrond? Hoekom het hy gedoen wat hy gedoen het? Hoekom was hy hierdie naam as 'n sendeling? Maar ook hoekom het hy die briewe geskryf en wat was die konteks? En ons het daai goed het ons met prente en so het ons die hele tyd op die muur gehou. En ons het hom elke week weer daar letterlik van ons Paasfeesprentjies af met die kruisiging afgevat, kruisiging uitgestuur, hemelvaart, Paulus wat die mense eers vervolg het en toe self 'n uitgestuurde geword het. So daai was 'n baie lekker ritme wat ons met die kinders dwars deur hierdie 40 dae. En toe die eerste week het ons ingezoom op vers 13 wat sê julle is uit die duisternis uitgeruk en fisies gespeel met groot, dik, swaar komberse bo oor ons koppe. Hoe voel dit? Hierdie voel nie lekker nie, jy versmoor. En dan kom daar 'n lig. Soos dit lekker huisie gebou met komberse, forte gebou. Week 2 se hoogtepunt vir my was die hele vlag. Onthou julle die vlaggie wat hier agterhang en die skyfies waar die vlag nou so sigbaarder word, maar dat Christus die ene is wat die begin is, hy's die hoek van die vlag, maar hy's ook die eindhoek, hy's die sluithoek. Hy's die een wat dit begin en dit eindig, wat dit alles aan mekaar en by mekaar hou en deurweef is. En daai vers sê alles is deur hom en vir hom geskep. Ons onthou baie keer die alles is deur hom ding, maar ook dat ons ook vir hom geskep is en alles is vir hom gemaak. Dit is 'n totaliteitsding en ons is eintlik net hierdie vlag wat net hoef te wapper. Ons kan maar net sy krag deur ons laat gaan en hierdie vlag wees wat vir ander kom wys hierso is redding te vind, hierso is hoop te vind, hierso is Christus en ons verteenwoordig hom. Vir ons was dit presies ook daai, alles is vir hom, alles is deur hom, Jesus is bo alles. Maar ons het hom baie relevant probeer maak. Vir die kinders, en ek dink vir ons almal, is dit baie keer 'n ding van, ja, Jesus is amper so 'n bietjie 'n historiese figuur, dis iets van 2000 jaar terug, dis nie iets van hier en nou nie. En ons het regtig dit probeer met ons gesprekke, met vrae heen en weer bounce, dit vir die kinders relevant maak. Wat 'n verskil maak dit nou, vandag, in jou lewe, dat Jesus bo alles en deur alles is?
Week 3 het ons speletjie tyd gehad. As julle onthou, daai van Bybels of nie Bybels nie, die verskillende aanhalings gehad op die skerm. En die hele ding dat ons geloofsidentiteit reeds vas is aan Christus, maar aan hom as persoon. Nie aan 'n oorgelewerde bygeloofie of 'n oorgelewerde gedagte of 'n goedkoop slagspreuk amper wat jy op 'n koenwinkel koffiebeker kan plak nie. Maar aan hom as mens, as persoon self. Dit is waarop ons geloofsidentiteit gebou is. En nie nog gebou moet word nie, maar reeds is dit klaar vas. Ons het ook gespeel, maar ons het dit meer prakties gedoen. So, groot emmer vol Lego blokkies, en die kinders in 2 groepe gedeel, en vir hulle gesê, kyk watter groep kan die hoogste toring bou. Maar, hier was die triek. Die een groep het een van daai groot Lego basisse gehad. Die ander groep moes net op die mat bou. So in my brein, obviously, moet die spul wat die basis het, se toring stewiger kan staan, so hulle kan hoër bou. Maar toe kry ek 'n curveball, want toe's daar 'n jong ingenieur in die ander groep sonder die basis, wat fyn beplan hoe bou hy hier van die begin af, en op die ou end, toe's daai toring, sonder die fondament is toe stewiger. En dit was 'n bietjie vinnig op my voete dink, maar op die ou end kon ons hom toe nou baie mooi deurtrek, maar kom ons kyk, hoe's daai toring gebou aan die onderkant versus hoe's hierdie toring gebou aan die onderkant? Amper dit wat 'n mens sou verwag moet 'n fondament wees, wat toe nou nie 'n fondament is. Presies. Amper daai ding regtig nou op sy kop keer van hoeveel moeite is daarin gesit? Hoeveel moeite is daarin gesit eintlik, en wat is die goed wat ons dikwels amper verkeerdelik as 'n fondament beskou, wat nie hoef te wees. Ja, ons vertrou op dinge wat jy dink stewig is. En dit eintlik het ons op by week 4 gebring, nee, onthou jy dit, want ek het hier gesit en marshmallows eet. So ek hoop jy daai dag 'n marshmallow gekry by die deur. As jy nie het nie, dan moet jy saans jou plan maak. Maar wat ons toen gepraat het oor godsdienstige tradisies, en hoe dit amper soos 'n lang skaduwee was. Die skaduwee lyk 'n bietjie soos die persoon wat aankom, maar hy's lank en hy's verwronge, hy's nie regtig dit nie, hy's vas aan die persoon, maar dis nie regtig dit nie. Die persoon is Christus self, en al die oorlewerings en tradisies en goed was net gebruike om ons gereed te maak vir homself. En nou kan ek aan homself as voorbeeld volg, in plaas van uitgediende gebruike. Ek hoef nie letterlik nie 'n Ou Testamentiese gebruik nog te gaan doen nie, want ek bly nie daar nie. Ek bly nou aan hierdie kant van die kruis. Ek kan Christus as my voorbeeld vat en daarvolgens werk. So hierdie was nogal 'n uitdaging by die kinders, want as ek nou vir die kinders sê, reëls is sommer vir die voëls, gaan hierdie nou nie baie goed gaan. So ons moet baie fyn onderskei tussen die belangrikheid van samelewing reëls ter wille van die goeie orde versus dinge wat ons as reëls aan ons oorgedra word, maar wat nie regtig waarde toevoeg nie, wat nie goeie teologie is nie. Ek dink baie van ons het groot geword met dinge wat as teologie vir jou oorgedra is, soos Jesus hou nie van stout kinders nie, gedra jouself byvoorbeeld. Dit gaan sy hartjie seermaak. Ons gaan Jesus se hartjie seermaak, of dis omdat jy nie luister nie, dat jy siek geword het. Sulke dinge wat aan kinders oorgedra is, omdat ons dit gekry het, om daai onderskeid te tref tussen reëls is belangrik want dis goeie orde, maar ons kan nie mekaar manipuleer met tradisies. En dan dit afpaas as goeie teologie. Goeie godsdienst leer. En dit het ons by week 5 gebring met die 2 hempies. Waar die een hempie wat hulle hang nog nie vol gate, vuil, stikkend, geskeer. 'n Lewe wat verniel, lewe wat jouself en ander verniel teenoor 'n lewe wat jouself en ander kan beter maak en kan herstel en kan bevorder. En die onderskeid tussen die twee en hoe dit daaroor gaan, dat dit dalk tyd is om die ou hempie uit te trek, al draai gemaklik, en die nuwe een aan te trek, al is dit moeite, al vat dit 'n bietjie effe. So daai was nogals vir my was daai 'n intense preek geweest. Ek het aan die einde was ek half 'n bietjie moeg, emosioneel, maar hy
maar dis 'n swaar tema. Dit was amper 'n lekker dieptepunt tema in hierdie. Nie dat enige van hierdie goed lig is nie, maar dis goed wat 'n mens ernstig oor moet dink en jy moet jouself dikwels teen hierdie goed en bly speel, nie net een keer nie. Dis 'n aanhoudende ding. Vir my was dit ook 'n verskriklike lekker week. Ons het die hele beginsel van dress up. Ek dink hulle is nog almal klein genoeg dat hulle of self nog opdres of hulle kan nog onthou dat hulle opgedres het. En die seuns was aanvanklik so 'n bietjie van nee. Maar toe ek sê ja, en hoe voel jy as jy 'n Batman mantel of 'n Superman mantel aansit? Die klere wat jy aantrek doen iets aan hoe jy oor jouself voel, hoe jy jouself verstaan op daai oomblik. Jy dink anders oor jouself. En hoe ons identiteit in Christus moet aantrek, want dit gaan jou anders laat dink oor jouself, oor wie en wat jy is en hoe jy optree in die wêreld. En toe het ons die tweede helfte van die oggend het ons T-shirts geverf en dit was 'n lekker gemors en almal het daar uitgestap met 'n hempie wat hulle fisies kan dra om daai hele dit wat ons aan het beïnvloed my identiteit. En laasweek het ons die storie van die potgieters gehad, né? Die opgemaakte gesin hier uit die boot uit. En Jesus wat al reeds alles van hulle af geweet het, al het hulle dit nie in ag geneem nie. Hoe hulle mekaar eintlik net met respek en met liefde en ondersteuning moet hanteer. En na al die kante toe. Dit is nie net 'n van bo na onder toe ding nie. Dis wederkerig. Dit is oor die verhoudinge heen en die hele huishouding eintlik. Die gesin is nie net pappa, mamma en die kinders nie. Dis almal. Dis die hond, die badjie, die mense wat daar werk. Die deur is oop vir buitekant ook. Mense wat van buitekant af kom, moet ook deel kan wees van hierdie hele ding, want ons saam aanbid vir God. Ons het domino's gespeel laasweek. So ons het op die pooltafel die domino's uitgepak en geïllustreer die hele beginsel van 'n ripple effek. En wat is die ripple effek van jou respek of disrespek teenoor die mense rondom jou, die mense in jou huishouding, in jou omgewing. Maar nie net van onder af op nie, maar van bo af onder toe ook. Ja, uit die aard van die saak. Kinders moet respek hê vir hulle ouers, vir hulle onderwysers. Ons het gepraat van jou bad attitude en jou goeie attitude. Maar ook dat as pa in die oggend opstaan met 'n bad attitude, want hy's gespanne oor 'n vergadering by die werk, wat se effek het dit op die hele gesin? Dat dalk tree jy nou mislik op met jou maatjie pouse. So ons het daai hele beginsel van respekteer mekaar in alle rigtings. Net probeer illustreer van wat is die effek as dit nie gebeur nie, wat is die effek as dit wel gebeur. Nou soos by week 7, so kom ons lees die laaste gedeelte saam. Julle kan saam met ons lees Kolossense 4 van vers 5 af. Ons gaan so 2 versies terug, want net om te wys, hierdie goed oorvleuel, is nie net in sulke blokkies nie, dit gaan so bietjie terug. Kolossense 4, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Tychicus, die medegelowige wat ek baie lief het, sal julle alles vertel van hoe dit met my gaan. Hy is 'n getroue dienaar en werk saam met my in diens van die Here. Ek stuur hom na julle toe, juis sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Onesimus, die getroue medegelowige wat ek baie lief het en wat een van julle is, gaan saam met hom. Hulle sal julle alles vertel van hoe dit hier gaan. Aristarchos, wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete. Ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom,
moet julle hom gasvry ontvang. Verder stuur Jesus, wat ook Justus genoem word, groete. Hulle drie is die enigste Jode wat saam met my werk vir die Koninkryk van God. Hulle is vir my 'n groot troos. Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly. Geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Ek kan van hom getuig dat hy baie vir julle doen, as ook vir die gelowiges in Laodicea en in Hierapolis. Lukas, die dokter wat ek baie liefhet, en Demas stuur vir julle groete. Dra my groete oor aan die gelowiges in Laodicea en aan Nimfa en die gemeente wat gereeld in haar huis bymekaar kom. Wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van Laodicea voorgelees kan word. En die een wat van Laodicea af sal kom, moet ook by julle voorgelees word. En sê vir Archippus, gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. Nou skrywe ek met my eie hand. Groete, Paulus. Dink aan my waar ek hier in die gevangenis sit. Die genade sal by julle wees. Paar baie mooi goeters wat hierso na vore kom. En dit is nie net 'n lys van vreemde name of ongewone name wat ons nou nie ken nie. Ons gaan so 'n bietjie nou hulle uitpak. Maar net eers 'n paar goedjies wat ek net so 'n bietjie aandag wil sit, maar hy gebruik goed soos om in diens te staan, wat nie net gaan oor diens soos 'n slaaf by die dienaar van Christus, iemand wat met sy hele lewe aan hom behoort. As hy daar praat oor Epafras wat vir hulle bid, en dis 'n ernstige gebed, dis 'n intree gebed, dit is staan in die bres gebedsbediening, hy stoei, hy stry vir hierdie ouens. Dis vir hom 'n saak van intense erns as hy bid. Dis nie sommer net holangs, gaan asseblief met ons vir hierdie dag en help ons met ons toetse. Hoe die kinders partykeer bid nie. Dis 'n ernstige diep ding. En dan daarsoos hulle praat van volkome gehoorsaam aan die wil van God. Dis 'n volwasse geloof. Dis nie oppervlakkig nie, dis nie sommer net nie. Dis deurleef. Dis gegrond in wie hy is. En dan wat ons 'n bietjie praat daarso oor Nimfa en haar huis. Een ding wat ons altyd moet onthou is veral in die vroeë kerke was huisgemeentes gewees, meeste van hulle wat in huise bymekaar gekom het, fisiese mense se huise. Nie in geboue soos hierdie nie. Dit is in die mense se sitkamer of in hulle ontvangslokaal, hoe dit ook al gewerk het daar. Maar dit was klein, dit was intiem, dit was mense wat met mekaar geken het en wat hierdie tipe van goed met mekaar uit te waai gehad het. Ek dink voor ons aangaan, op die slides wat ons vir julle gestuur het, is daar so 'n organogram, is die mooi woord. So as julle 'n prentjie van prentjies. Dis hy. As julle daarna wil kyk. So, kom ons zoom 'n bietjie in op hierdie verskillende mense. Al hierdie lang lys mense met sulke weird name. Die eerste een wat genoem word is Tychicus. En hy was 'n Christen uit Klein-Asië. Efese, miskien, julle ken almal die brief van Efesiërs. En hy word op 'n klomp plekke genoem. In Handelinge, in die brief van Efese, nou in Kolossense, maar ook in Timoteus en Titus. En hy en Paulus was regtig baie goeie vriende. Hulle was buddies, hulle was reisgenote. Ons weet hy het Paulus na Jerusalem toe vergesel. Hy het ook briewe vir Paulus gaan aflewer in Efesië. Ons lees daarvan in Efesiërs. Hy was 'n ou wat die wêreld geken het. Hy was 'n wêreldreisiger. Hierdie was die ou wat as jy goed gestuur wil hê, want hy stuur briewe en hulle stuur geld ook son. Ons hy is betroubaar. Hy's jou courier guy. Hy's die ou wat as jy wil dinge ver gestuur het, dan vat jy verstuur die vir Tychicus. Ja. Want hy ken die pad eerstens, of hy ken mense wat mense ken wat 'n kar het. Wat 'n kar het, wat 'n perd het, wat 'n boot het, wat die pad ken om die ding uit te bring waar jy hom wil hê.
hy is betroubaar genoeg dat dit gaan nie wegraak nie. Hy gaan nie wegraak nie. En dit was super belangrik, want hierdie was pre-WhatsApps en e-mails geweest. Dit was regtig 'n ongelooflike onverantwoordelike taak. Verantwoordelik. 'n ongelooflike verantwoordelike taak. Dis 'n groot risiko en dis 'n belangrike om aan jou kant te hê. Nou tweede ou wat hulle daarso noem is Onesimus. Nou as jy al ooit Filemon in jou lewe gelees het, hier is nou vir jou 2 vir die prys van 1, want nou gaan jy Filemon baie beter verstaan. Nou dat jy Kolossense deurgewerk het, want die 2 briewe is gelink. Filemon is 'n persoon en hy het waarskynlik daar gebly. Ons gaan nou terugkom en 'n bietjie meer oor hom sê. Maar Onesimus was een van sy slawe wat op hierdie stadium by Paulus hulle was in Rome. Want hy moet nou terugkom. En hy word nou saam met Tychicus op hierdie reis gestuur. Hierdie is 'n interessante verhouding, want as ons nou die hele ding slaaf, eienaar en slaaf in hulle konteks verstaan. Onesimus het droog gemaak op 'n stadium en hy het weggeloop. So Filemon het 'n ongelooflike hoeveelheid mag oor hom. Dit is sodanig dat hy homself kan laat doodmaak. En nou stuur Paulus vir Onesimus terug na Filemon toe, en in die brief Filemon word daar vir Filemon opdrag gegee oor hoe hy hierdie saak moet hanteer. Maar ek het nou al gewonder, daai dag toe Paulus nou vir Tychicus en Onesimus sê, hier's 'n brief, vat hom terug Kolossense toe. Wat was die heel eerste ding wat in Onesimus se kop opgepop het? Jy moet nou teruggaan na daar waar jy droog gemaak het. Jy moet nou gaan regmaak. Jy moet nou gaan regmaak maar jy het 'n ander posisie. Jou rol is nou anderster. Jy het intussen tyd iewers het hy by een van die gesprekke wat hulle gehad het iets. Ons weet nie wat al daai, ons kan net lekker spekuleer en ons kan lekker spekuleer. Maar daarso is iewers het daar 'n verskil gekom. En die verskil maak dat sy posisie anderster is. Al is hy nog steeds 'n slaaf, sy rangorde in die wêreld het nie verander nie, maar sy posisie in Christus het. En dit maak 'n verskil oor hoe Filemon veronderstel is om na hom te kyk. Nou dis interessant, hulle beklemtoon, hy's een van julle, hy's een van die ouens van Kolosse, hy's 'n local daar. En van die latere na-Bybelse kerklike oorlewerings is dat hy later die biskop van Efese geword het. Hy het regtig nou 'n verandering gemaak van slaaf na biskop toe is nogal 'n skuif. 'n sosiale veranderingkie. That's a lateral move. Nou dan noem Paulus 3 ouens spesifiek en dan sê hy, hulle is die enigste 3 Jode wat saam met my gewerk het, né? So wie het hy daarso vir ons? So hy Aristarchus hierso wat ons ook 'n paar keer van lees, veral in Handelinge, en hy was, hoewel hy 'n Jood was hy 'n Macedoniër van Thessalonika. So hierdie wys nou al vir ons hoe het die Jode nou al versprei deur Klein-Asië. En hierdie interkulturele ding. So ja, jy's 'n Jood, jou DNA sê Jood, maar jy het 'n baie groter agtergrond as net jou Jood wees. Hierdie ou was ook 'n reisgenoot gewees. Hy het ook saam met Paulus op in die goed gegaan, maar interessant hier. Hy was ook 'n medegevangene gewees en hy was een van die ouens wat saam met Paulus Rome toe gereis het toe die skip gesink het. So rowwe omstandighede. So hy is die ou wat jy nodig het in 'n tough spot. As jy skip sink en hy is die ou wat saam met jou aan 'n balk vashou en sê nou skop ons want ons moet skop verlaat. Ons moet daar uitkom. Hy is die ou wat jy daar wil hê. Hy was ook by toe hulle in Efese vir Paulus met klippe begin. Hy is deel van al die moeilike goed wat met Paulus, al die gevaarlike goed. Ja. Dis hy die ou wat hy daarso het. En dan het hulle vir Markus, nou dis Markus, nee, dis die evangelieskrywer Markus wat ons hier het. Die naam, ja, okay. Maar hy was jonger al. So, hy was 'n jong ou en hierdie verhoudings is ook baie interessant want ons lees hier dat hy en Barnabas was neefies. Nou Barnabas was ook een van Paulus se reisgenote. Maar een van die eerste ouens. Ja, hulle was aanvanklik was hulle heel aan die begin was hulle saam. Ja. So en ons lees dat Markus het 'n groot rol gespeel in die skeuring tussen Paulus en Barnabas. En Paulus het hom eintlik vir Markus gewin. Hy was nie beïndruk met hierdie jong lad wat moeilikheid maak nie.
En iewerster is Markus en Barnabas is hulle toe nou terug Jerusalem toe, maar daarso lyk my Petrus het hom so 'n bietjie oor die ou ontferm, want hy noem hom in een van sy briewe noem hy hom my seun. So dinge is daarom weer beter. En hierdie is een van die voorbeelde waar die verhouding weer herstel het tussen Markus en Paulus, want op hierdie stadium en Paulus stuur hom na die ouens in Kolosse toe met opdragte. Hulle weet reeds oor die opdragte, so daar is al klaar boodskappe uit. Maar hy is alweer, hy noem hom 'n betroubare ou. Hy's 'n betroubare medewerker. Hy het ook die vorige breek is herstel. Daarso is 'n positiewe ding wat gebeur het. En dan het ons 'n interessante ou hierso. Jesus Justice. So, ja, daar is nou, hoekom hierdie dubbele name? Ons dink baie keer as ons sê Jesus, dan dink ons Jesus. Maar die naam Jesus was eintlik 'n baie algemene naam. Daar was baie Jode met die naam Jesus. Dit was vir ons soos Piet of Koos. En hierdie Justice ding was 'n bynaam wat 'n Romeinse naam is. En dit beteken presies wat dit is, justice. Ja. So hy was waarskynlik 'n regverdige ou, 'n ou wat opgestaan het vir dit wat belangrik is en wat reg is. Ons weet mos hoe werk 'n bynaam, nee, jy gee mos 'n bynaam vir iemand oor 'n eienskap van hom of vir iets wat 'n karakterding is van hom of so. En hierdie ou, die hele ding dat hy 'n Romeinse bynaam het, 'n Latynse bynaam het, maar hy is 'n Jood, nee, Paulus het hom pertinente Jood hierso wat hom as beskryf. Hierso is 'n koneksie met die wêreld rondom hulle. Hulle is nie afgesonder nie, hy sny hom nie af nie. Ons is deel van die wêreld waarin ons bly en hier maak hy 'n verskil. Al word hy net hier genoem, hy's enigste plek in Paulus se briewe of in die hele Nuwe Testament wat ons van hierdie ou lees, maar hy's belangrik genoeg dat Paulus sê hy's 'n groot bemoediging vir my gewees. Hy het hom ondersteun in moeilike tye. Dan moet ons moet 'n bietjie aangaan want hier is nog 'n paar ouens. Ons het vir Epafras wat ons net nou van genoem het. Wat interessant is, maar dis ook al klaar 'n bynaampie van Epafroditos af wat gaan oor Afrodite. Die Afrodite was 'n Griekse godin gewees. So hierdie ou het te doen of as hy sy naam gaan vat as dit liefdevol of charmer, iets soos dit. Want sy was die godin van liefde onder andere. Hy was 'n Christen leier. En hy was waarskynlik die stigter gewees van hierdie gemeente in Kolosse. 'n Ou van buitekant af wat ingekom het en deel van die groep geword. Hy het ingekoop. So. Dan het ons vir Lukas en dis weer eens dis die Lukas. Dis die ou wat die Lukas Evangelie en Handelinge geskryf het. En interessant, hoewel hy so 'n bekende naam is, weet ons eintlik bitter min van hom. Ons weet almal Lukas die dokter het die Evangelie geskryf, maar hier in Kolossense is die enigste plek wat sy beroep genoem word. Dis waar ons daai inligting vandaan kry. En hy's ook een van daai karakters wat 'n mens dink jy weet baie van hom, maar eintlik wil ek baie meer van hom weet. En dan was Demas, nou Lukas en Demas word dikwels saam genoem, behalwe later. In 2 Timoteus skryf Paulus, maar Demas het my verlaat, want hy het die teenswoordige wêreld lief gekry. Hy was amper dis net die teenoorgestelde van Markus se storie. Hierdie ou het goed begin, goed saak gewees, op 'n stadium het hy dit gelos. En dit het vir Paulus seer gemaak. Ja. Jy kan lees dat Paulus was regtig seer gemaak deur wat daar gebeur. Bietjie anderster as die gewipperheid van Markus. Daai was, come on. Maar hierdie was soos ek het jou vertrou. Ek het gedink jy's deel van ons. Ek het gedink jy's in hierdie ding in en hy was nie. Dan het ons vir Nimfa wat Tiaan het nou verwys na haar huis. So sy was waarskynlik 'n welgestelde vrou. Ek bedoel, haar huis moes groot genoeg gewees het om 'n kerk in te hou. Maar dis ook 'n interessante angle dat ons het baie voor stereotypiese idees oor die rol van vrou in die Bybel, wat baie daarvan waar was. Maar vroue was nie totaal en al gemarginaliseer nie. Hulle was in leierskapsrolle, daar was vermoënde vrouens gewees. En sy word ook nie in hierdie brief genoem, maar en sy was waarskynlik van Laodicea van die dorp langsaan, maar ook weer eens, nou is dit geloofsgemeenskappe oor dorpe wat ook iets met mekaar verbind word. Dit is nie net buitekant, binnekant nie, dis ook binnekant.
tussen dorpe. En dan die laaste ou hierso wat vir my interessant is, Archippus. Sy naam beteken ietsie soos perdowerste of perdkommandant of perdbevelvoerder. Hy's die horsrol. Hy's daai ou. En Paulus gee vir hom 'n persoonlike opdrag. Sê vir hom, gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het sodat jy dit kan voltooi. En dan later in die Filemonbrief word hy eerste aangespreek. En een van die buitekerklike of buite latere tradisies, buite Bybelse tradisies noem dat hy die biskop van Laodicea geword het. Nou, weer eens, dit is 'n tradisie en 'n spekulasie, maar die ding van, hier is 'n ou wat 'n werkie gehad het, hy het aanmoediging gekry en hy het deurgedruk. Hierdie aanmoediging wat ons vir hom gegee het gemaak dat hy dit wat hy moes gaan gedoen het en verder gevat het. En dan het ons nou laastens vir Filemon. Nou, hy word nie nou hier in Kolossense genoem nie, maar Tiaan het nou na hom verwys in sy verhouding. Hy was die eienaar van Onesimus, die slaaf. Hy het alles te doen met Kolosse, want dit was waarskynlik sy gemeente. Hy was deel van die gemeente. Om die waarheid te sê, daar's 'n sterk moontlikheid dat die Kolossense gemeente in sy huis bymekaar gekom het, want hy was 'n ryk vermoënde man en 'n slaaf-eienaar. Maar sy naam beteken liefdevol. En terug op die brief van Filemon wat hy nou vir Onesimus, sy slaaf, as 'n broer, as 'n gelyke moet aanvaar. En ons weet nie presies wat die uitkoms daar was nie, maar as Onesimus die biskop geword het, aanvaar ons dit het goed gegaan. Nou, ek hoop jy sien hoe hierdie lyne so oor kruis getrek word, heen en weer. Dis nie net die name waaroor ons moet skiep. Nee, gaan lees hierdie goed, want dit word 'n groter storie. Die mense is verbind aan mekaar. Dis mense soos ons. Ons is verbind aan mekaar. Party van ons vir baie lank, party van ons vir baie kort, party op maniere wat ons nie voorheen gedink het nie, party, julle weet hoe dit gaan. En een van die dinge wat ons daar het is, mense is messy business. Mense is partykeer morsig, nee. Dis baie, die Marcus Demas ding. Een het goed uitgewerk, ander het minder goed uitgewerk. Onesimus Filemon. Dit was groot politiek geweest vir 'n wegloopslaaf. En ouens van party is Jode, party is Grieke, party is Griekse Jode. Dit is 'n hele konglomerasie van goed. En dinge kan weer verbeter. Mense kan weer later versoen. Partykeer voel ons maar ons het 'n bietjie 'n skrap getel met iemand wat 'n medegelowige is. Bybel gee vir ons voorbeelde dat van die goed kan regkom. En ons het verantwoordelikheid teenoor mekaar om daai goeders te gaan uitsorteer. En om dit te kan weet, want omdat ons gelowiges is, prerogatief is daarso. En ook die sosiale statusse, dis 'n verskriklike verskeidenheid van mense, van verskillende status en hoeke waar hulle inkom. Maar almal het 'n rol om te speel. Selfs al word soos Nimfa die naam net hier een keer genoem. Sy het 'n rol gehad. Sy's nie 'n nobody nie, hoewel sy nie een van die bekendes was. Nou, dis eintlik goed dat ons vanoggend 'n bietjie nader aan mekaar sit. Het ons net nou ook gesê, maar kyk gou mooi, net wie sit langs jou. Wie sit vanoggend op 'n ander plek langs jou? Wie sien jy dalk nou eers raak, wat hulle nou so bietjie geskuif het? Ons het ook verskillende stande. Ons het ook verskillende plekke waar ons beweeg. Ons het verskillende werke. Ons het verskillende vlakke van geleerdheid. Ons het verskillende vlakke van dinge waarin ons belangstel. Ons het verskillende ekonomiese vermoëns. Maar ons het ook verskillende ouderdomme, maar ons het ook met mekaar te doen. En dit is een van die amper pleidooie wat ek wil rig en bly rig, is om te sien wie is hierso, wie het met my uit te word. Saam met wie is ek op hierdie geloofsreis? Saam met wie leer ek van Kolossense? Saam met wie leer ek inkleer? Saam met wie braai ek by 'n gemeentebraai? Saam met wie vat ek 'n lampie uit? So met wie is ek die voete en die hande van Jesus, wanneer ek buitekant toe beweeg, wanneer ek hierdie inligting het, so met wie bid ek,
Saam met wie deel ek 'n stukkie uit die Bybel uit? Saam met wie sit ek en huil as dit moeilik gaan, of as hulle iemand verloor het, of as dit sommer net vir hulle slegte dag is? Saam met wie klink ek 'n bier en sê baie geluk met wat ook al? Saam met wie kyk ek rugby en skree as die Springbokke ver wen? Saam met wie gaan ek na 'n konsert toe? Saam met wie lees ek mooi boeke? Saam met wie brei ek vroetelmoue? Saam met wie maak ek plastiekbottels vol sodat ander mense huise daarmee kan bou? Ons het mekaar nodig. En as ons mekaar hier hande vat, maak dit ons soveel sterker om te kan uitbeweeg, om 'n verenigde front na buitentoe te gee en daar 'n impak te maak. En ons het nou vinnig net genoem van die moue en van die bottels en goed, maar ons het projekte in die gemeente waarvan jy kan deel wees. Daai genoemde goeders, huis 14 is 'n ongoing ding, pen is 'n ongoing ding. Ons stranddiens is oor binnekort begin ons weer met reëlings daarvoor vir die uitreik net na Kersfees. As jy nog nie daarvan weet nie, sal ons jou binnekort ook daarvan vertel. Maar jy hoef nie ver te gaan soek vir plekke om deel te wees en deel te word nie. Dis hier op ons voorstel, dis hier op in ons gemeente hier by mekaar. En dit wat jy hier doen, maak 'n impak daar. Die vroetelmoue, jy sit voor jou TV en werk daaraan. Ek kan nie vir julle beskryf die impak wat die konversies wat in my maand Rusland toe gehad het nie. Maar dit is met vrouens wat hier voor die TV gesit het en dit gemaak het. Iemand in die gemeente. Soos nou gesê het om te kyk net wie sit waar. Dalk is daar iemand wat jy lanklaas mee gepraat het. Dalk is daar iemand wat jy nie hier sien vanoggend. Wat jy weet, maar ek moet aan daai persoon uitreik. Ek moet vir hulle vra hoe gaan dit. Dit is 'n bietjie my werk om dit te doen. En om my dan te doen, om weer te druk, weer te volg daarmee, doen dit. Want dit is die eerste plek waar ons is by mekaar, sodat ons dit na buitentoe kan vat. En een van die belangrike goed wat ons doen, wat ons saam doen, is nag. En wanneer ons dit ook nou saam gaan vier, wil ons dit op so 'n manier doen dat ons dit met mekaar uit te waai. Nou ons gaan dit op die volgende manier doen. Ons wil vra dat julle so 'n bietjie groepies maak. Min of meer so 12 groepies. So die brood gaan ons uitdeel, of ons gaan vra as jy nou 'n groepie het dat julle 'n bord almal, 'n bord brood en dan die wyn, dat dit een skinkbordjie is dan tussen 2 groepe, min of meer. Dat ons dit dan so vir mekaar uitdeel of vir mekaar hou, dat jy homself vat. Nie aan jou brood te vat nie, ek gaan my niks. Maar dat ons dit so by mekaar uitdeel en dan gaan ons dit instel en dan gaan ons dit saam gebruik. So ons wil vra, kom ons maak eers die groepe en as jy dan 'n verteenwoordiger het, dan stuur hom tafel toe, dan gaan ons dit vir julle uitdeel en daarna sal ons die nagmaal doen.